Goeiemôre almal. Ek weet nou nie of die swaalkie uit is nie. So as hy nou nog hier is, nee, maak maar vrede daarmee. David het al hiervan gesing, swaalkies vind hy nesie of lê nesies neer in die huis van die Here. Hierdie is nie die huis van die Here nie, dis ons huis. Mag ek wil tog vra as jy nou vanoggend opkyk, sorg maar dat jou mond toe is. Kan onsmaaklik raak. So in ons saamwees net 'n paar afkondigings. Ons sê dankie vir almal wat gehelp het en bygedra het vir die beveiliging. Ons is so 40% klaar. Ons gaan hierdie week aangaan om die pennetjies onder by die tralies in te sit, by die palissade. Dan ons tienerbegeleiding woensdagmiddag, 3:15 by die pastorie, ouderling vierkanttafel, DV woensdag aand 7:00 by die pastorie, en ons herdersaambidgeleentheid donderdagoggend 7:15 hier in die konsistorie. Ons middagteetydstudie donderdag 3:00 by die pastorie, en dan ons kerkraadsvergadering DV volgende Sondag 11:00 hier in die konsistorie na die diens. En dit dan ons afkondigings. Kom ons word so 'n oombliekie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord die rede vir ons saamwees daarmee. En vanoggend gaan ons dit doen aan die hand van Psalm 59. Maar ek sal sing van u mag. Elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Tot u eer wil ek sing, u my sterkte, want u is my veilige vesting. U is my troue God. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons ook ons Vader se seëngroet hoor en beleef as hy ons groet met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof hom dan, kom ons maak sy naam groot, deur saam te sing van lofsing die Here. Ons sing daarvan die 4 verse, en daarna kan jy plekke inneem, as ons stil staan by ons belydenis. So kom ons staan en ons maak die Here se naam groot deur saam te sing van lied 184, vers 1, 2, 3 en 4. Lossing die Here, die ewige sin tot sy ere. Lossing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lossing die Here wat kunstig u liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by u gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoe u sy vleugels gesprei het. Lossing die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lossing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Kan maar die plekke inneem.
wanneer ons by die oog op die belydenis by ons, by die oog op die prediking by ons belydenis stil staan, is daar die laaste strofe regtig vir ons belangrik. So wat ons daar verwoord het, alles wat asem het hier tot in eindelose swere, met die Here loof, dit is 'n verwysing uiteindelik na Psalm 150, alles wat asem het, loof die Here. En Psalmboek dan van ons 'n baie belangrike boek in terme van ons lewe in hierdie wêreld. Dit begin in Psalm 1 by die keuse om God te dien of nie, en daardie keuse gaan in hierdie wêreld uitspeel op sekere maniere. Vir die een wat getrou die Here volg, sy woord oordink, of soos die Hebreërs dan nou sê, sy woord saggies spreewel, dag en nag, is eindig soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte gee op hulle tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Maar die wat spot met die woord van die Here, met die openbaring met ander woorde, hulle eindig soos kaf, wat deur die wind verstrooi word. Nou is dit 'n baie belangrike ding, na die sondeval is dit die werklikheid van ons lewe, en daarom begin die Psalmboek by daardie keuse, en vat ons deur die op en die af van die lewe tot by Psalm 150. 'n plek waar alles wat asem het opgeroep word om die Here te loof. En dis in die Ou Testament. Kom ons in die Nuwe Testament, dan hoor ons, veral Paulus les maak swaar water hieroor, en ons hoor dit in besonder in Filippense, as hy sê uiteindelik, gaan elke knie buig en elke tong bely, dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. Daarom, wanneer ons in die Ou Testament besig is, dan sien ons dat daar hierdie opbou is na die een wat gestuur sou word, die Messias wat sou kom, die gesalfde van God, wat sou heel maak, wat stikkend gebreek is in hierdie wêreld. En dit wat stikkend gebreek is ons verhouding met God. Ons kon God nie meer ken as goeie God en Vader nie. En daarom selfs deur die Ou Testament sien ons die hoogbloei van die godsdienst sentreer rondom die Here as die Here die Almagtige. En dis nie verkeerd nie, want hy is die Here die Almagtige. Hy het alles wat ons kan sien gemaak. Maar daar het iets ontbreek. En die een wat die naaste aan daardie iets kom in die Ou Testament is Dawid. En hy kom naby aan dit wat wie God werklik is, na sy grootste sonde, na oorspel en moord. Dan hoor ons hoe hy God leer ken as Vader. En dis wat ons uiteindelik in die Nuwe Testament vind wanneer Jesus kom, die lig wat na die wêreld toe kom, soos Johannes sê, om almal te verlig. Hy kom openbaar God as hemelse Vader. Nou, soos wat ons gaan hoor, het hy uiteindelik weer opgevaar nadat hy sy werk gedoen het, en hy het hierdie wonderlike gawe, hierdie openbaring van God, het hy aan die kerk toe vertrou. Ons is die draer en beskermer van die waarheid, van wie God werklik is. En daarom, wanneer ons praat oor die kerk, en ons hoor in die katekismus, dan vra ons, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk, dan antwoord ons, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente, 'n vergadering, wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. Nou wanneer ons hierna luister, is dit belangrik, van die begin tot die einde, almal, niemand kom na die Vader toe anders as deur Christus nie. En dan 'n baie belangrike ding, deur die Gees en die woord en die eenheid van die ware geloof. En dis nou daardie stukkie, die eenheid van die ware geloof wat baie keer byt. Wat is daai? Dis gewoon die gemeente. Dis die mense wat saam glo, omdat hulle die leiding van die Gees volg en dit wat God geopenbaar het in die skrifte en daarin uiteindelik die hoogste openbaring in Christus hulle eie gemaak het. Dan vra ons, wat verstaan jy dan onder die gemeenskap van die heiliges of gelowiges? En ons antwoord, ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En daar die eerste stukkie vir ons baie belangrik, ons het deel aan Christus, aan al sy gawes en skatte. En Paulus en Petrus gaan hieroor saarmater maak en sê, dis alles wat ons nodig het om te lewe en te dien, ons kry dit, maar almal kry nie alles nie, soos wat ons nou al vasgemaak het. Elkeen van ons kry 'n stukkie, sodat ons in ons saamwerk iets van die wonder van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar kan maak. So baie belangrik, ons is lede met Christus en dan ontvang ons die gawes wat ons nodig het en die grootste en belangrikste gawes wat ons ontvang is 3 goeders. En dis nie God, ek en my geleentheid nie. Dit is die sterf in ons plek,
Hy betaal vir ons sondes, en dan staan hy op uit die dood uit, regtig belangrik, sodat ons gereinig deur sy bloed kan opstaan in nuwe lewe en in verhouding met God ons Vader kan leef. Dis regtig belangrik. Dis die grootste gawe waarin ons deel. So wanneer hier staan dat ons deel in die gawes in gemeenskap het met Christus, dan het ons gemeenskap aan hom in sy sterwe, ons ou mens sterf saam met hom, ons het gemeenskap met hom en deel aan hom in sy opstanding, daar is nuwe lewe, en dan het ons gemeenskap met hom en deel in hom in ons verhouding met God ons Vader. En almal van ons wat dit saam bely, word dan die gemeenskap van gelowiges, en daarom die oproep ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig tot nut en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En die vraag is, hoekom verplig? Want is nie joune nie. Dis Christus wat in ons woon, en vir elkeen van ons 'n stukkie van hierdie heerlikheid gee, sodat ons in ons saam leef, die wonder van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar kan maak. En daarom is dit so belangrik dat ons die leiding van die Gees sal volg, en daarin God se regering. Christus is nie net ons verlosser nie, hy is ook ons Here. Hy is ons koning. En daar waar hy regeer, daar kom dinge tot hulle reg. Daar word God ons Vader se teenwoordigheid in hierdie wêreld duidelik sigbaar. En daarom kom ons maak sy naam groot daarvoor, en ons sing van lied 91, Grote God aan U die eer, waarin ons besonder daai eerste vers, hierdie waarheid oordink, dat dit heerlik is, dat dit wonderlik is, daar waar God regeer, dat die lig skyn, daar waar God regeer. Kom ons staan, en dan sing ons dit saam, en daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Kom vra, het u seun my vloek gedra, ek kon vind uit my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstand, o U al wat is en staan. Vader, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U na ons toe uitgereik het, voordat ons verstaan het, voordat ons besef het, hoe nodig ons U het. Dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat hierdie plan van U, voor die grondlegging van die aarde vasgemaak is, dat U oor ewigheid heen, 'n doel in oë het, en dat ons mag weet wat daardie doel is, dat ons U mag ken, en geborge in 'n innige verhouding naby U mag leef en saam met U mag leef, werk, ook in hierdie tyd. En daarom
as ons vanoggend voor U rustig word, en ons staan stil by Jesus se gebed, vir ons ook vandag, dan bid ons, Vader, maak dit rustig in ons harte, dat ons die mooi van dit waarmee U oor eeue besig is, opnuut weer mag raak sien, en daarin ook die inspirasie mag vind, en ook die bemoediging mag vind, om ons deel, ons rol, ons funksie, as medewerkers van U, hierin op te neem, sodat ook in ons tyd, iets van U plan mag uitrol, en tot sy reg mag kom, terwille van hulle wat U liefhet, ook in hierdie wêreld, in hierdie tyd. Dankie dat ons voor U mag rustig word, sonder vrees vir veroordeling, en daarin mag afwag om U te hoor praat. Seën ons hierin en maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, en besonder as ons wag om te hoor wat U sê. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil in die prediking by die gawes van die Gees, en ons het nou vir die laaste 2 Sondae, vandag maak ons klaar, oor die hele ding van wonders en tekens. Ja, nee, asseblief. So, wonders en tekens maak ons net vas, dis nooit opgehef in die skrif nie, dis regtig belangrik. Nuwe Testament, Jesus, wanneer hy die eerste keer die disippels uitstuur, dan stuur hy hulle uit, gee hulle die mag om sekere dinge te doen, en daardie word nooit opgehef nie. So wanneer ons in Handelinge na Jesus se hemelvaart die kerk se groei sien, dan sien ons dat daar met tye hierdie tekens en wonders is, wat die mense in die wêreld oortuig, dat hierdie mense wat bedien van God afkom. Maar praat ons oor wonders en tekens, is daar 'n paar belangrike goeders om vas te maak, en dit maak ons vas. Jesus sê, dis 'n slegte en ongelowige geslag, wat die tekens en wonders soek. En DV, soos die Here wil, gaan ons volgende week iets daarvan hoor, wanneer ons in Lukas 17 by die 10 melaatses stil staan. 10 melaatses word genees, en net een kom terug, en dan is hy nie eers 'n Jood nie. En die punt daar is, dat 'n wonderwerk oortuig nie noodwendig iemand dat God bestaan nie. So wanneer Israel uit Egipte uit verlos word met fenomenale groot wonderwerke, vat dit hulle na hulle deurtog deur die Rooi See, vat dit hulle so 3 dae voordat hulle begin murmureer omdat hulle dors is. So wonders en tekens oortuig nie gewoon mense nie. En dis daarom nie 'n waarborg van bekering nie. En dan maak ons vas, tekens en wonders kan vals wees. Dis nie net Moses en Aaron wat met die gesag van die Here wonders kon doen nie. Die Farao se towenaars kon ook bepaalde wonders doen. En dan is dit baie belangrik om te weet dat die verlange na tekens en wonders kan 'n selfgesentreerde ding wees, en dis waarby ons volgende week TV gaan stil staan. Nou, as ons praat oor wonders en tekens, wat is belangrik om vas te maak? Dis God wat besig is. Dis God wat 'n boodskap bevestig, die boodskap in besonder dat Jesus Christus die Here is, die een wat hy gestuur het. En dis belangrik as ons hieroor praat. Dis 'n ongelowige geslag wat 'n teken en 'n wonder soek, en as jy dink aan Lukas 17, aan die 10 melaatses wat na Jesus toe kom, 9 Jode en 1 Samaritaan, dan sit net die Samaritaan wat terugkeer. Maar dis nie dat Christus tekens en wonders afskryf nie. Wanneer Johannes die Doper in die tronk sit, dan stuur hy sy disippels na Jesus toe, want hy begin nou wonder. Hy het nou gesien wat Jesus alles gedoen het, en dan, omdat hy vir Herodes aangevat het, sit Herodes om in die tronk, en Johannes, wat die Ou Testament geken het, beleef iets van, hy wonder skielik, of Jesus die een is wat moes kom. En dan stuur hy sy disippels na Jesus toe, en vra vir hom reguit, maar is U die een wat moes kom, of moet ons wag vir 'n ander een? En dan antwoord Jesus hom uit die Ou Testament uit Jesaja, en sê vir hulle, gaan sê vir Johannes, wat julle sien. Blindes sien, krepeles loop, dowes hoor, vrylating van gevangenes. So Jesus bevestig die wonders, wat moes bevestig dat hy die Christus is, die een wat moes kom. En dis die funksie van wonders en tekens in hierdie wêreld. En daarom dit wat ons verlede week baie groot swaar vasmaak het, die grootste en die belangrikste wonder wat ons nie moet miskyk in hierdie wêreld nie, is die feit dat die wêreld hier is. En dis Psalm 19. Die hele skepping gee 'n boodskap van die heerlikheid van God. In die alledaagse dinge waarin ons baie keer so gewoond word, en daarin die uitspraak van Augustinus waarby ons die eerste week stilgestaan het, dat mense oor land en see reis om hulle te verkyk aan die sterre en die berge en die see en die grootheid van riviere, en dan stap hulle by hulle self verby. Hulle sien nie die wonder van God se beeld
in hulle self nie. Daar is 'n enorme wonder in dit wat is. En wanneer ons dit miskyk, dan mis ons iets van die grootheid van God. So wonders word gegee om ons te wys op Christus en in Christus op wie God is, dat hy ons hemelse Vader is. En daarom maak ons dit by uitstek vas, dit wat ons dan in Johannes 17 hoor, by Jesus se gebed, dat dit ons eensgesindheid in liefde is, ons saamleef in liefde is, wat die wêreld oortuig, dat God vir Jesus gestuur het, en dat God die wêreld net so lief het, as wat hy vir Jesus het. Dis hierdie gemeenskap van gelowiges wat ons bely, wat in hierdie tyd die wonderwerk is, wat die wêreld oortuig. En as dit vir jou te alledaags is, dink aan hoe nie alledaags dit is, dat mense regtig selfopofferend vir mekaar omgee. Veral in ons westerse wêreld, waar ons by 'n plek gekom het, waar ons baie individualisties dink. Solank ek okay is, of ten minste ek en my gesin okay is, het ons baie keer vrede met die res van die wêreld. En daarom, teen hierdie agtergrond wil ons luister na Jesus se gebed, waarin ons die grootste wonder van dit waarmee God besig is, uiteindelik ook in hierdie tyd mag raak sien. So wanneer ons luister, Jesus kom as die lig na die wêreld toe, hy gaan 'n klomp uitsprake maak, die ek is uitsprake, ek is die lig, ek is die brood, ek is die water, ek is die ingang vir die skape, ek is die goeie herder, die lig, die waarheid en die lewe, die weg. En dan, wanneer hy in Johannes 13 kom, dan waar die disippels nog steeds nie lekker verstaan het nie, dan kom hy om vir hulle te verduidelik, dat hy het gekom om te dien, sodat hulle God se hart kan leer ken. Daarom was hy voete, dit wat hulle nie graag wou hê nie, en dan begin hy met hulle praat oor die feit dat hy gaan met sterf, hulle is baie ontsteld, en hy verduidelik vir hulle, dat die Gees gaan agterbly, hy die Gees gaan stuur, hy en die Vader gaan die Gees stuur, en die sal hulle in die volle waarheid lei, en dan hoor ons in die gesprek wat hy met sy disippels het, in hoofstuk 14 en 16, dat hulle sukkel nogal, hulle verstaan regtig nie, waarmee Christus besig is, of die Vader besig is nie. Hy gaan dit vir hulle baie mooi verduidelik, en dan aan die einde van hoofstuk 16 vir hulle sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld klaar oorwin. En dan gaan ons nou hierdie gebed van Jesus luister, en dit is belangrik vir ons om te verstaan. Jesus het gekom met die oog op die openbaring van God as Vader, en daarin is twee goeders nodig gewees. Hy moet sterf, sodat hy as ware God en ware mens kan instaan vir ons sonde, en dan moet hy opstaan, anders het die sterf nie veel beteken nie, sodat nuwe lewe moontlik kan wees. En nou, hy het vir daardie drie sake gekom, en nou, wanneer hy ons moet vra, wat is die belangrikste, dat ons God as Vader kan ken. Maar daardie twee sake van hy moet sterf en opstaan, is nodig om by die belangrikste uit te kom. En hy is nou op pad soontoe. In hoofstuk 18 gaan hy gevange geneem word. So hierdie gebed is Jesus wat voordat hy gevange geneem word, letterlik vir sy Vader sê, hier is die belangrikste van dit waarvoor ek gekom het. Hou u dit vas. Ek gaan hierdie stukkie gou doen. Hy gaan sterf, hy gaan opstaan, en dan gaan hy weer daardie in sy eie hande kom neem. En daarom gaan hy in Matteus 28 sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En ek is met julle tot die einde van die tye. Dit waarvoor hy hier bid, gaan hy uiteindelik weer in sy hande neem, want dit is in sy hande gegee deur die Vader. Maar vir hierdie oomblik gee hy dit vir die Vader. Dis die belangrikste van sy bediening wat hy hier verwoord. Kom ons luister. Nadat Jesus dit gesê het, dat julle dit in die wêreld moeilik gaan hê, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. So ons maak dit gou twee goeders vas. As ons praat, as julle gaan sien in die teks, is daar nou 'n paar goeders, 'n paar woorde, of dieselfde woord 'n paar keer gehighlight, is in rooi gesit, is gegee. Dieselfde woord in Grieks reg deur hierdie teks. Let op na hoeveel keer dit voorkom. En dan net 'n vinnige beeld, as ons praat, verheerlik die seun, sodat die seun u kan verheerlik. Hoe verheerlik jy iets? Jy sit 'n spotlight op hom. Dis wanneer jy iets verheerlik. Jy sit dit in die lig, met ander woorde.
So wanneer Jesus hier sê, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik, dan sê hy, vra hy vir sy Vader, luister, verheerlik my, sit die lig op my. Nou, as jy daar alleen ou op die verhoog staan, dan sit ons die spotlight op hom, dan kan almal hom duidelik sien. En dis wat Christus hier voorbid. So, wanneer die Vader hom gaan verheerlik, is wanneer hy sterf en opstaan. En wanneer hy sterf en opstaan, word die Vader verheerlik, want dis hoe lief God sy wêreld het. So, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. En ken daar, gnosko, Griekse woord, ou vertaal, of die Griekse vertaling van die Nuwe Testament, Hebreëse vertaling van die Nuwe Testament gebruik, ja, die woord beteken nie net kopkennis nie, maar ervaringskennis, 'n belewing van verhouding, so dis dat hulle u ken, die enigste ware God, en omdat met ander woorde as Vader sal ken, en dat hulle Jesus Christus, wat deur die Vader gestuur is, sal ken. En dan sê Jesus, bid hy, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. En daai is regtig belangrik. Die Vader gaan die Seun verheerlik aan die kruis, en in sy opstanding, daarin gaan die Vader verheerlik word, en nou sê Jesus dat ons gaan hom verheerlik. Ons gaan die spotlight, by wyse van spreuke, op Christus sit. Onthou dit, soos wat ons verder lees. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Hoekom moet ons hom verheerlik? Want hy bly nie langer in die wêreld nie. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam. Die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar. Die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Dis ons. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Dink gou vir 'n oomblik, Vader gaan die Seun verheerlik aan die kruis en in die opstanding. Dis die heerlikheid wat hy ontvang het, en nou kom hy, ek gee dit vir die disippels, vir ons, sy navolgers. Dis 'n ontstellende gedagte, want wat hierdie gedagte beklemtoon is dat daar 'n stukkie swaar kry vir ons mag voorlê, en daarom dat Jesus aan die einde van hoofstuk 16 vir ons sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Die wêreld gaan ons haat, hy bid hieroor. Wanneer ons getrou die woorde van God deel, wanneer ons die heerlikheid van God weerkaats, wanneer ons die klem, die lig op God laat val.
Maar dit is belangrik om te sien, dat dit deel van God se plan is. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief het, net soos wat U my lief het. Vader, ek wil graag hê, dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Daarin Jesus se gebed. Luister ons na hierdie gedeelte, is dit belangrik om daardie stukkie net weer vas te maak, die heerlikheid en die lig is dieselfde ding, en dan kan ons dit deurtrek na naam en karakter toe. So ja, nee, daar die eerste skets, enigste skets vir vandag. So as ons hierdie gebed wil opsom, dan gaan dit oor die donker wêreld, waarin God homself bekend maak as Vader. God is die Vader, God is lig. Dis een van die dinge wat in hierdie evangelie baie moeilikheid veroorsaak het. Mense het nie lekker verstaan nie. Hulle het God is lig en ons kan nou in die lig wees, alhoewel Jesus selfs in Johannes 3 vir Nikodemus sê, dat die goddelose mense kom nie na die lig toe nie, want hulle wil nie hê, hulle werke moet in die lig kom nie. Maar in die kerk, in daardie tyd het mense by 'n plek gekom waar hulle begin sê, wag nou, Christus het nie gekom om te veroordeel nie, so ek kan maar aanhou lewe soos wat ek gelewe het. En daarom moet Johannes in sy eerste brief 5 hoofstukke vat, om so 'n bietjie te verduidelik. Nee, jy kan nie sê jy is in die lig, jy ken God, maar jy is nie lief vir jou broer nie, dan loop iets skeef. Dan is jy nie in die lig nie, en is die waarheid nie in jou nie. So wanneer ons na hierdie evangelie luister, is dit belangrik om te verstaan. Jesus kom om God as Vader aan ons te openbaar. En daarin dan baie belangrik, kom hy om die wonder van wie God as Vader is met ons te deel. Baie prakties. So die Seun is die lig. God is lig, die Seun is die lig, en dan kom Jesus in hierdie gebed en hy sê vir ons, ek het U naam aan U bekend gemaak, en daardie woord wat ons met naam vertaal is die karakter, kan ons ook vertaal met karakter, ek het die karakter aan hulle bekend gemaak, en daarin die heerlikheid van God, die lig van God. So dit is alles een gedagte. Ek het gekom om God se wese, God se karakter met hulle te deel, om dit vir hulle te gee, sodat hulle daarin kan leef, en dis die waarheid wat ons verstaan, en daarom die 3 blomme daar, dis ons, dis die kerk, oor al die eeue heen. Ons groei, ons word wie ons bedoel is om te wees, alleen in die lig van God se teenwoordigheid, want ons is die beeld van God. Die oomblik wanneer ons verhouding met God stikkend breek, dan begin mense om hulle self en ander mense te verniel en te verwronge, te breek. En dis die werklikheid wat ons vandag in ons wêreld sien uitspeel, dat regtig mense stikkend gebreek word. Maar daar is 'n baie belangrike vraag vir jou en vir my, en 'n baie belangrike ding om vas te maak, as ons na hierdie gebed luister. Jesus gaan, gee vir sy Vader hierdie stukkie van die bediening, want hy gaan nou sterf en opstaan, hy sal daarna weer opneem, en dan sê hy, Vader, bewaar hulle van die bose. Moet hulle nie uit die wêreld uit wegneem nie, want daar's 'n plan wat oor eeue gaan uitspeel. Ons is die draers en beskermer van die waarheid. Ons gaan die heerlikheid van God ontvang. Ons gaan die karakter van God ontvang. Nie die minste nie, omdat Christus in ons kom woon deur sy Gees, sodat in hierdie tyd, in hierdie wêreld, iets van God se almag, maar bo alles, iets van God se omgee en liefde in hierdie tyd en wêreld sigbaar kan word, vir die mense wat hom nog nie ken nie. Nou, 'n ander manier om dit wat ons hier hoor te verwoord, is dit, Christus kom en belê God se karakter in jou en my. En 'n belegging is die regte woord om te gebruik, want 'n belegging is nie iets wat gespaar word nie. 'n Belegging is nie 'n spaarrekening nie. Dis 'n rekening wat moet groei en toeneem. So wanneer Christus kom en die karakter van God in ons belê, dan is daar die verwagting dat dit sal groei en sal toeneem. In ons persoonlike lewens, dat ons meer en meer sal word van wie hy bedoel het ons moet wees, maar ook in ons saamleef as gelowiges,
dat daar deur ons bediening in hierdie wêreld meer en meer mense tot geloof in hom sal kom. En daarom daardie verwysing na Matteus. Jesus kom en hy gaan nie op die strate gehoor word nie, hy gaan nie gil en skree te kere gaan nie, hy gaan nie 'n geknakte riet uitdoof nie, hy gaan nie 'n lampet wat rook uitdoof nie, en hy gaan nie 'n geknakte riet breek nie. Hy gaan die wil van God aan die nasies bekend maak. En dan sê Jesaja baie mooi, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Dit was God se plan. Dit is nog steeds God se plan. God belê wie hy is in die seun, hy het sy heerlikheid aan die seun gegee, dis wat Jesus bid, en dan kom die seun en gee dit vir ons. Die seun is die beeld van God, die enigste wat die naaste aan die Vader is, sê Johannes, hy het die volmag om God aan ons bekend te maak, want hy openbaar God se karakter. En nou kom Jesus, en hy belê daardie karakter in jou en in my, terwille van die wêreld, terwille van die nasies. En hier's nou 'n baie belangrike vraag. Wanneer ons vanoggend hier bymekaar kom, dan kan ons dit redelikerwys bely. Ja, hy het homself, sy karakter, in my belê. En dis goed as ons dit kan bely. Maar die vraag wat ons vanoggend moet antwoord, en veral so in ons opwerk na nagmaal toe, in wie belê jy dit? Sien, want ek en jy is nie 'n spaarbusie nie. Die Here sit nie 'n paar stukkies van wie hy is in ons en hou dit maar net daar totdat ons eendag in die hemel kom nie. Ons is 'n belegging. God leef en werk in en deur ons na sy wêreld toe. En wie belê jy dit wat die Here in jou belê het? Nou as jy 'n goeie antwoord gee, gaan jy sê ten minste daarom in jou naby mense en in jou kinders, en dis 'n goeie antwoord en dis 'n goeie begin. Moenie nie in jou kinders belê nie. Dit is regtig belangrik. Belê in jou eggenote, in jou man of jou vrou en in jou kinders. Deel die karakter van God wat hy in jou belê met hulle. Deel dit met jou werksmense. Deel dit in die gemeente. Dis 'n goeie begin. Maar dit kan nie daar stop nie. God het ons in hierdie wêreld geplaas en hy los ons in hierdie wêreld sodat ons kan groei in hierdie belegging wat hy maak. Sodat ek en jy kan groei in ons menswees en ons groei by uitstek, ons blom in die lig van wie God is, wanneer ons daardie belegging wat hy in ons gemaak het, deel met ander mense. Wanneer ons die waarheid van wie God as Vader is, in woorde en in dade, deel met ander mense. Nie net ons naby mense nie, maar ook hulle wat terloops ons pad kruis. Hulle wat baie keer ons lewe regtig suur maak. Jesus bid in hierdie gedeelte en hy sê, soos U my na die wêreld toe gestuur het, so het ek hulle na die wêreld toe gestuur. Ek en jy leef vandag, is vandag nog in hierdie wêreld, omdat God vandag nog besig is om te soek en te red wie verlore is. Nou ons kom vanweë ons westerse water waarin ons swem, wat baie individualisties is, kom ons baie maklik by daai plek, solank ek net okay is. Maar dis nie hoe God dit self doen nie. Wanneer Jesus bid, Vader, verheerlik my, dan beteken dit, daar lê vir hom 'n kruis voor, 'n dood, verraad deur almal wat naby hom was, dood, en dan 'n opstanding. En wanneer Jesus praat oor die eise van disippelskap, dan sê hy, niemand is werd om my te volg, as hy nie bereid is om sy kruis op te neem, en agter my na te kom nie. Nou wat is daar die kruis? Die kruis is gewoon dit, om die belegging wat God in jou gemaak het, die herstel in jou verhouding met hom, te deel met ander mense. Nou, as die Here jou Oezbekistan toe roep, sterkte, jy sal moet gaan, maar die Here kyk maar ons met ander oë. Hy ruk ons nie net uit ons wêreld uit nie. En daarom die gematigheid van hierdie roeping. Daar is iets radikaal daarin. Maar die Here plaas ons binne in 'n geloofsgemeenskap. En dan roep hy ons en sê, oefen. Deel dit wat jy ontvang het hier. Raak gewoon daaraan, raak geoefen daarin. Groei hier
binne in die veilige ruimte van die gemeenskap van gelowiges, wanneer ons gesond word, en ons leef en deel en oefen onder mekaar, word ons uiteindelik daardie ligkol wat God bedoel het. En dan kan hy, hulle wat aan die buitekant is, dan kan hy, hulle wat aan die buitekant is, nader trek en deel van ons gemeenskap maak. En daarin dan die oproep vir elkeen van ons. In hierdie week wat kom, gaan jy 'n geleentheid hê om God ons Vader met die wêreld te deel. Nou, ek sê hierdie nou nie uit die hoogte uit nie. Verlede week het ek presies dieselfde oproep gemaak. Ag, tog. Nou ja, ek het maandag oorleef, maar dinsdag was 'n besonderse uitdaging. Want ek sit in werk, en toe sit nou eers die assessor, en die assessor wat nou kom is nie die assessor nie, en die ou is ongelukkig, want hy is nie die assessor nie, en hy weet nie hoe kom hy so ver moes gery het nie, maar dit is dan nou reg so, ek kan hom nie verder help nie, so ek gaan werk weer, toe bel die polisie. En toe sit nou eers weer uit, los alles, gaan na die polisie toe, hulle klim nie eers uit die kar uit nie, ek moet net teken, want hulle die docket daar, ek moet die docket teken. Want die ondersoek word nou afgesluit, wat ek verstaan, ek weet hoe die goed werk, maar nou is ek al bietjie skuins, want ek wil eintlik werk, en ek kom nie by my werk uit nie, want is elke keer 1/2 uur plus uit die program uit, en nou stap ek terug. Ag, en nou so Immanuel daar, hy is die tuinier, hy is so goeie gesiel, ag mense, hy is 'n kind van die Here, ek weet, en dis nou goed en wel. Nou stop hy vir my, en hy vra vir my, het ek nie vir hom patch and solution, want sy agterwiel van sy fiets is pap. En ek sê vir hom, nee Immanuel, ek het nie, want ek het dit vir jou gegee die laaste keer, en ek het nog nie weer gekry nie. Nee, maar het ek nie vir hom patch and solution nie. Ek sê vir hom, ja, daar die oranje boksie wat ek vir jou gegee het. Ja. Hy sê, dis wat ek gehad het, ek het dit vir jou gegee. Ja. Okay, so ek het nie. Ja, maar het ek nie vir hom patch and solution nie. En daar spring my ou mens reg op, en oomblik. En soos wat ek wegstap, beleef ek, daar het jy nou 'n geleentheid gemors. In plaas daarvan om iets van God se karakter te deel, het hy baie duidelik iets van my ou mens gesien. Nou, ek het die volgende dag vir hom om verskoning gevra, en hy het baie meer grace gehad as ek, en gesê, nee, dis alles wel, hy verstaan dat die lewe partykeer druk. Maar dit is so. Dis een ding om vir mekaar te sê, luister, ons gaan God, ons Vader se karakter met die wêreld deel. Dit is moeilik, as die wêreld jou boelie indruk. En dis uiteindelik hoekom ons mekaar nodig het. Sodat ons by mekaar kan hoor, hoe het jou week gegaan? Hoe gaan dit in jou verhouding met die Here? Dat ons by mekaar kan hoor, dat ons saam kan deel in die vreugde van daardie geleenthede, waar ons die geleentheid kon raak sien en aangegryp het, maar dat ons saam kan deel in die hartseer van daardie geleenthede wat ons gemis het, en dat ons uiteindelik daarin vir mekaar kan bid. Wanneer Christus sy heerlikheid met ons deel, dan lê hy vir ons nie hierdie ondraaglike las op die skouer nie. Want die heerlikheid wat hy met ons deel, is 'n innige verhouding met God ons Vader. En wanneer ons as kinders voor ons Vader staan, mag ons leef met hierdie sekerheid, dat ons anders beoordeel word as slawe, as dienaars. 'n Slaaf wat voor sy eienaar gaan staan, moet verantwoording doen oor die werk, en dit word gemeet aan hoe die eienaar gesê die werk gedoen moet word. En as dit nie reg is nie, is daar moeilikheid. Maar wanneer die eienaar dan na die slaaf kyk, kyk hy na die werk vir die werk se onthaalwe. Maar wanneer die eienaar die werk, of die pa, 'n vader, die werk van sy kinders beoordeel, kyk hy na die werk in die lig van wie sy kinders besig is om te word. En daarom mag ek en jy met hierdie sekerheid leef. Dat wanneer Jesus hierdie gebed bid, vir jou en vir my ook, en daarin iets groots verwoord, van hoe belangrik ons lewe in hierdie wêreld vandag is, vir dit waarmee God besig is, mag ons weet, dat die kern van dit wat hy met ons deel, is God is ons Vader, en ons is sy kind. En daarom mag ons met vrymoedigheid na hom toe gaan, in oorwinning, in sukses in bediening, maar ook in mislukking, wanneer ons gefaal het in bediening. Want ons Vader kyk na ons, nie met 'n oog op die werk wat gedoen moet word nie, maar met 'n oog op wie ek en jy kan word, omdat ons sy kinders is, geskape na sy beeld. Mag jy met vrymoedigheid die geleentheid wat hy vir jou gee, aangryp,
En mag jy die genade beleef, dat sy Gees vir jou voortydig sal bedag maak op daardie geleenthede, op jou pad in hierdie week. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons mag leef met die sekerheid dat U ons in genade in die oog hou. Dat U in liefde uitreik. En dit wat ons nou verwoord het, dat U ons lief gehad het, nog voordat ons U kon ken, dat U seun ons vloek gedra het, nog voordat ons geweet het, dat ons dit nodig het. En daarom dat ons mag lewe met hierdie sekerheid, dat U ons baie meer lief het, as wat ons ooit kan dink of verstaan. En wanneer ons eie lewe meet, aan dit wat U van ons vra, aan dit wat U ons in ons belê het, dan moet ons bely, ons skiet baie keer tekort en ver tekort. Maar dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U Uself in ons belê het, en dat die Gees in ons woon, en dat ons daarom mag weet, dat U ons pad langs sal begelei, stadig genoeg of vinnig genoeg, sodat ons kan bybly, kan groei, en kan blom in U teenwoordigheid. En daarin bid ons Vader, maak ons harte oop vir U, maar ook oop vir mekaar, dat ons mag leef met die volheid van die oorwinning wat ons in Christus reeds het, en dat ons in ons saamleef getuies mag wees van die wonder van U hier wees, in hierdie tyd en in hierdie wêreld. Seën ons hierin, as ons hierdie week in vertroue aanpak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hoe dan moet ons lewe? As dit is wat die Here vir ons gedoen het, dan luister ons na 'n gedeelte uit 1 Johannes. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dink aan die belegging. Niemand het God nog ooit gesien nie, Johannes sê dit in die eerste hoofstuk, niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun, die een wat die naaste aan die Vader is, die een wat hom aan ons kom bekend maak, en nou kom Jesus en hy belê die karakter van God in ons. Dit is die hart van God se liefde, dat hy homself belê in ons, en nou kom Johannes wanneer hy die eerste kommentaar op sy evangelie skryf, en hy sê, wanneer ons mekaar lief het, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde, sy doel in ons volkome bereik. Wat is sy doel? Sodat ons en ander hom kan sien. God kan sien, die God as Vader kan sien. Nou hierdie genade van God se belegging word op verskillende maniere uitgebeeld in ons lewe. Daarom, wanneer ons aan die einde van hierdie saamwees kom, gaan ons die Here se naam groot maak, en ons gaan saam sing van helder skyn die lig vir die nasies. Maar ek wil hê, jy moet in besonder, wanneer ons hierdie lied sing, fokus, 5 verse, elke 3 eerste strofes, eerste versreëls gee vir jou 'n omskrywing van 'n bepaalde waarheid, en dan is daar bede in die 4de versreël. Maar elkeen van hierdie waarhede verwoord 'n aksent van God se belegging in Christus in jou en my. Lig, genesing, hoop. Iets van wat God wil sigbaar maak. So kom ons staan en ons maak hierin die naam van die Here groot, maar ons bid ook hierin, dat hy hierdie wonder van sy belegging meer en meer duideliker sal maak in jou en my lewe, en in besonder in ons saamleef. En daarna bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat jy net die plekke vir 'n oomblik sal inneem, vir indien daar 'n vraag mag wees.
Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam, mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier Ek en jy is geroep tot 'n lewe in die lig, en ons kan in die lig lewe, omdat God homself in hierdie wêreld geopenbaar het. Gaan daarom en gaan lewe 'n lewe in die lig met die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Baie dankie. Ekskuus, nou. Die opsomming van die wet, ja.
Ja, Dou, dankie. Dou sê daar oor die verband wat getrek word, wanneer die skrifgeleerdes vir Jesus vra, die grootste gebod, dan sê hy, met die Here jou God lief hê, met jou hele siel, hart, krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Gaan ons na die 10 gebooie toe, kom daardie gedeelte heel eerste, die gebooie wat wys op ons verhouding met God, en dan ons verhouding met die mensdom, met die mense rondom ons. Eer jou vader en jou moeder is waar dit begin, en dan loop het deur na, jy mag nie begeer nie. Maar daar is 'n belangrike ding daar om raak te sien, want dis wat elke keer in Israel se lewe skeef geloop het. Hulle het gesê, nee, die tempel is hier, ons hou die tempeldiens in stand, ons verhouding is met God is reg, maar nie hulle verhouding met die mense rondom hulle nie. Dan gaan lees jy die profete, dan praat hulle met die volk oor die onreg. Daar's nie regspraak in die howe nie, hulle verdruk die vreemdelinge, hulle mishandel die weduwees en die weeses, daar's hierdie onreg onder die volk, hulle verhouding met mekaar is nie reg nie. En dan as hulle wanneer ons by Jesus kom en die skrifgeleerdes en die fariseërs juist daardie vraag vir Jesus vra, dan sê hy vir hulle, hier is die opsomming van die wet, jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand, dit kom net so uit Deuteronomium uit, en dan jou naaste soos jouself. En dan sê Jesus 'n baie belangrike ding, want hy sê die eerste is, die Here jou God lief hê soos jy, met jou hele hart, siel, krag en verstand, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste soos jouself. Hierdie staan nie die een bo die ander een nie. Maar elke keer wanneer mense in 'n vorm godsdiens vasval, soos in die Ou Testament, die tempel is daar, ons hou die diens in stand, of in Jesus se tyd, die tempel is daar, ons hou die diens in stand, die skrifgeleerdes en fariseërs gee 10de van kruisement, anys en al die dinge, maar dit wat die swaarste weeg, die barmhartigheid, die genade en die liefde van God, dit doen hulle nie. Dis wat skeefloop. Maar nou is dit die genade van God. Ons ontvang nie almal alles nie. Dis waar, as ons oor gawes praat. Maar wat regtig belangrik is die Here vra nie van ons iets voordat die boublokke vir die doen van daardie iets nie in plek is nie. So hy gaan nie van jou vra om sy karakter met iemand te deel, voor hy dit nie in jou belê het nie. En dis hoekom daardie lied van God, ons kon God vind voor ons hom, hy het ons gevind voor ons hom gevind het. Christus is vir ons sondes gesterf voordat ons dit kon bely het. Dis God wat besig is. Maar hy stap met ons die pad nie van 'n eienaar met 'n slaaf nie, die pad van 'n vader met sy kind. En daarom sorg hy dat ons kry dit wat ons nodig het. Maar dan is dit ook baie belangrik, hy gee nie alles wat ons nodig het op een slag nie, want ons sal dit nie kan hanteer nie, ons sal dit nie kan verwerk of deurleef nie. So hy gee vir ons dit wat ons nodig het, treukie vir treukie. Ons hoor dit in Rigters, of in Deuteronomium, as die Here vir die volk sê, luister, ek gaan die wêreld voor julle skoon maak, maar nie alles op een slag nie, sodat die wêreld voor julle nie kaal lê en weer wild word nie. Ek gaan die vyand voor julle verdring, treukie vir treukie, sodat hulle kan bybly. En dis so vandag nog in jou en my lewe. So wanneer ons by daardie plek kom, en dis hoekom dis regtig belangrik, dat jy nie na 'n preek soos vanoggend luister en nou hierdie las op jou skouers het, van nou moet ek hierdie ding gaan doen nie, want dan mis jy die punt. Dit is nie, God as Vader, is nie 'n slawedrywer wat ons hierdie las op die skouer lê en sê, sorg dat jy regkom nie. Dis God wat sê, ek gaan eers my karakter in jou belê, en jy moet dit eers kan beleef en ervaar, en dan is die waarheid wat baie duidelik daaruit vloei. Wanneer dit gebeur het, sal die deel kom. Jy sal nie anders kan as om dit te deel met die mense rondom jou nie. Maar as jy dink jy gaan dit gedeel kry deur dit te moet deel, gaan jy jouself breek en dalk 'n paar ander mense in die proses ook breek. Maar dit is belangrik om te verstaan dat ons ontvang dit wat ons nodig het vir hierdie oomblik, sodat ons na binne kan groei en heel word, kan word wie God bedoel het ons moet wees, en dan is daar hierdie hoender en eier ding wat gebeur. Elke treukie. Groei na binne, groei na buite. En deur die uitleef na buite, kom daar weer 'n stuk groei na binne in verhouding met ons Vader. Maar dit is belangrik om te verstaan, dat daar die liefde vir God word sigbaar in liefde vir ander mense. Dit is nie ondergeskik nie. Daardie twee goed is ewe belangrik, want ons is die beelddraers van God in hierdie wêreld. Dankie, Dou. Baie dankie. Julle is welkom om 'n koffie tee, koffie of 'n koeldrank en ietsie te eet hier saam met ons te kon geniet in die saal net hierna. Baie dankie.